Hein. Ja, vanuit Suid-Afrika wat net so net in die toekoms lê, waar water bietjie meer skaarser is as hoop en die natuur begin terugbyt in 'n apokaliptiese Mad Max wêreld, bring Hein Griesel vir ons sy splinternuwe boek Water, 'n versamelverhaal van Suid-Afrikaanse galghumor en 'n donker realisme en karakters wat ons dalk bietjie meer wil leer oor onsself as wat ons regtig waar wil weet. Hein, welkom by ons. Hey, dankie Jean-Rick. Ek waardeer dit baie. Jy's 'n ster. Dankie maar. Dankie dat jy hier is. Dankie dat jy 'n tydjie afgeknoop het om bietjie met ons te kom gesels. Hierdie boek, ek kry eintlik hoendervleis as ek nou net sommer so dink. Ek sou 'n bevoordeelde posisie gewees. Dankie Hein om jou boek vooraf te lees voor sy vrystelling. As 'n mens kyk hoe om te begin? Ek probeer hierdie malligheid wat jy hier ingesit het in woorde omsit. Hoe lyk hoop wanneer die wêreld klaar gebreek is en hoe mens nie net die slegte en alles sien nie, maar die goeie ook, en wat bly oor van 'n mens wanneer alles weg is, Hein? Ek dink jy het dit mooi beskryf hier binne-in. Ja, daar's altyd hoop. Of dit nou hoop kak is of hoop vir die siel. As hulle hoop Daar sal altyd hoop wees. Ja. Oh. Maar ek dink daar is bietjie hoop. Daar is mense wat oorleef. Daar is mense wat aanpas. Ek meen daar was dinosourus was uitgewis deur 'n meteoriet en daar was die ystydperk waar mense moes aanpas. Mense pas aan, daar gaan mense oorleef, daar gaan mense weer iets begin. So daar's altyd hoop. Dit is die hardste scenario's wat afspeel in water en die donker humor wat ook afspeel in water. Typiese Afrikaanse ons kan maak alles snaaks, alles do sad. Is alles realistiese scenario's en van die goed het al gebeur, van die goed is besig om te gebeur, van die goed is op die punt om te gebeur en daar is 'n paar goed wat dalk so bietjie meer fiksie by het, maar kyk, fiksieskrywer is maar is eintlik maar 'n profeet. Hy sien goed wat gaan in die toekoms gaan gebeur, dan gebeur dit wel. Ek meen The First Man on the Moon wat H.G. Wells geskryf het nie, was nog voor 'n ruimteskip ontwikkel is. Die eerste keer wat 'n laserstraal beskryf was, was nou comic geweest, wat was nog nie so 'n ontwerp nie. So jy weet, goed, daai Buck Rogers in the 21st century wat die deure oopskuif en ek weet dit was voor die tyd van toe wat deure oopgeskuif het. Het deure oopgeskuif. As jy vat nou Star Trek, hoe mense praat met 'n met hulle badgie en dan kommunikeer hulle mense ver weg. Ek meen selfone, ek meen tegnologie raak kom dan. Dis vir die tyd van selfone. Ja. Ons is op pad so intoe. So ja, nee, die goed is alles realisties. Alles is moontlik in hierdie boek. Ongelukkig is alles moontlik. Hein, ek dink sonder nou om te veel weg te gee waaroor jou boek gaan. Gee vir ons net so 'n vinnige inleiding deur om te sê goed, dit speel af in hierdie tydperk en min of meer so laat 'n mens net min of meer 'n agtergrond het waarom die gesprek vanaf verder te vat. Dit is in 'n nabye toekoms Suid-Afrika. Dit is na grondgrype, slegte politieke beleide, plaasmoorde, Kuiberg se nuclear meltdown, water is op, water is besoedel. Water is skaars. Wel feitelik nie beskikbaar. Die mense veg om water. As jy kyk na ons huidige waterscenario, is dit besig om klaar te gebeur. Het jy geweet in Sahara-woestyn, as jy by ou se put gaan water skep, een van haar riviere in die woestyn en jy het nie toestemming nie, skiet hulle jou dood nie. Rarig. So jy moet verstaan jy, dit is goed wat regtig al gebeur oor die wêreld. So ja, dit is op pad, ongelukkig is dit op pad, miskien nie so erg so vinnig nie, maar daar is definitief. Iets soos die ewige lewe polis, gaan ook oor iemand wat in 'n hologram wêreld, in 'n virtuele wêreld gaan sy doodgaan, dis 'n nuwe hemel. En as jy kyk na AI, artificial intelligence, ons is op pad so intoe, I mean, daar is hologramme, daar is virtuele wêreld, mense bou hele stede in virtual reality. Hulle verkoop real estate daarin. So ek meen die eksperiment gaan ook oor iets vir iemand wat probeer God speel het, soos baie mense al probeer doen het, God speel het, soos ek gaan byvoorbeeld 'n voorbeeld gee, Karl Marx, Lenin, Adolf Hitler, almal probeer God speel. So die eksperiment gaan daaroor.
So ja, dis alles dis eintlik wat dit woes maak is nie dis fiksie maar dis nie Dis nie fiksie. werklik so ver van Dis nie fiksie ver van die af nie. realiteit af Ja. nie. Nee. Jy kleer nou hierdie prentjie mooi in. Dit bring my eintlik nou so half na my eerste werklike vraag vir jou toe en dit sal wees hierdie wêreld van jou. Wat was jou inspirasie geweest om hierdie wêreld te skep? Was daar 'n enkele geleentheid geweest waar jy gedink het, "Oh wow, it dawned upon me." Of hoe het dit na vore gekom dat hierdie wêreld in jou boek gekom het of knoop dit aan? Dit is begin met water. Ek het so 'n groep kreatiewes bymekaar gehad. Ons het 'n woordvlug projek begin wat dan het ons 'n bietjie kuns gedoen, bietjie musiek, bietjie gedigte en so aan en dan byvoorbeeld na plekke soos Pretoria gegaan, Filippolis en daar vir die plaaslike mense iets gaan aanbied, bietjie voorgeles, bietjie gesing, bietjie kuns gewys. En ons het temas gehad. Een van die temas was water, want water is skaars in Suid-Afrika en gaan nog skaarser word. En ek het toe aan 'n ding gedink oor water. Ek het een keer toe my vrou nog geleef, my seun nog kleiner was, het ons loop se vassit in Sossusvlei. Waar so Sossusvlei? Sossusvlei is in suide van Namibië. O, Namibië. Jy kom van Namibië. Ek is gebore in Ja, dis reg, ja. 66. Skus ek val jou so in die Nee, dis 100%. Ek het so daar was 'n pan gewees met bome gewees. Fantastiese bome, maar en nou is dit 'n woestyn met droë bome. Dit is 'n wêreldbekende toeristebestemming. En ons het ongelukkig ek het dit vol gehad, maar ons het ongelukkig 12:00 die middag al gery want die sand warm en poeierig is en jy sak sommer maklik weg. Ek het vir 'n ou gestop wat voor my ingery het en toe sit ek. En toe sit jy vas. Dus dit was vas ja. En gelukkig het Namibië my kom help met 'n klein Suzuki GP en my uitgetrek en ons het daar uitgekom. Een van daai Jimmy's. Jimmy's ja. Yes. En want hulle vra daai jare gevra iets soos $800 om jy uit te haal daarso. Hierdie mense, my fellow Namibians het my kom help en hulle is fantastiese mense gewees. Met daai klein dingetjie het ons die ding uitgetrek en ons het uitgekom en ek het toe ek dink aan water en ek daai plek was op 'n stadium waterryk en daar's 'n woestyn. Daar's niks nie. Die bome is droog. Dis beautiful. Man, dis droog. Maar dis droog. En dit is water, die eerste verhaal water speel af in 'n soortgelyke scenario. Soos ons vlei. Sonder om nou enigiets oor water weg te gee, ek wil net vir julle sê dis so iewats van 'n rukker. Dit vat aan 'n mens. Dit vat aan 'n mens. Hein, jy het nou met die inleiding na jou boek toe so vinnig begin beskryf van dit is nie eintlik alles so far-fetched van wat nou heidaglik in met ons land gebeur nie. Nee, glad nie. Hoeveel van hierdie is realiteit en hoeveel is fiksie? Man, offerande gaan oor 'n plaasaanval. Ek het dit verskriklik realisties gemaak, maar dit het my hart te seer gemaak toe ek het 'n Hollywood einde gegee. Ek kon nie die pyn vat nie, toe ek moes dit verander wat miskien 'n fout was, maar dis een van die kortverhale wat dalk nie so wat woes is, maar dalk nie so woes soos die ander nie, want dit lê my na in die hart. Die van die ander goed is sappig, is daar elemente van soos die daai groot oproer so 'n paar jaar terug van die mense die plekke afgebrand het en mekaar doodgemaak het en gesteel het. Dit begin in so 'n scenario, daai een storie sappig. Sappig wil ek nou nie sê wat gebeur daar nie, maar sappig het lekker twist. Dis soos aand het ook lekker twist. Dis in die toekoms daar is daar goedjies wat gebeur wat mense nie wat dalk in die ou dae gebeur het. Ek weet nie in die ou tyd in Suid-Afrika het mense mekaar geëet in Lesotho was daar bekende Kannibalisme, ja, die Lesotho hoed kom maar vandaan dat as jy die hoed se vorm beteken jy is nie 'n kannibaal nie. Dis waar die Lesotho hoed vandaan kom. Okay. Geskiedkundige dit my Dit not nou dat daar verryk jy my kennis ook. Ja, en so ja, ons gaan terug na 'n scenario wat mense mekaar ook maar soms eet, jy weet, so. Letterlik. Ja, en daar's ook offerhandes in terme van die groen elemente wat besluit hulle met mense minder maak. Anders gaan ons weer die aarde verwoes soos ons op die eie oomblik doen. Die een van die verhale, Wit Dag, gaan oor so iets. Ek het dit in die 90's geskryf en ek het dit toe die uitgewer my bel en sê oor die boek het ek dit maar in Afrikaans vertaal wat in dit Wit Dag genoem. Ja, dit was 'n vinnige boek. Ek het Koos Kombuis die oggend met my gesit. Hy sou die aand 'n privaat show gedoen het daar, hy en Gersvlok nou. En een van my mense of twee van mense die opgedaag en ek was besig om kos te maak vir 120 mense en toe
hy het vir my 'n paar kortverhale gegee om te gaan lees in sy kamer, want ek het nie reg tyd gehad om nog te gesels nie. En toe later het hy terugkom na my toe en my gesê, luister, hierdie goed is regtig goed, stuur dit vir my uitgewer. En ek het so 'n paar weke later het vir die uitgewer gestuur. En dis toe na Naledi toe. Na Naledi toe, en toe het hy my volgende dag gekontak en sê hy wil dit hê. En toe het ek besluit ek sal 'n paar goed, ek het te min kortverhale. En toe het ek 1 of 2 of 3 bygeskryf, en nou 1 of 2 of 3 vertaal, en 1 of 2 uit my argief het gehaal. Soos die eksperiment het ek uit my argief uit gehaal, en die ewige lewe polis uit my argief uit gehaal van my ou werke, wat ek gebruik het, idees gebruik het in ook 'n post-apokaliptiese rock opera wat gedebuteer het by die Rimpelfees op die KAK&K in 98 met naam van Bloemendaal Beach Hotel. Waar kom jy? Ek ekskuus, voor ek dan vra, waar kom jy? Man. Bloemendaal Beach Hotel is 'n rock opera wat ek geskryf het. Hy's once uit daaraan gehad, hy was een keer self amper vol, so 2-3 keer so half vol. Nie suksesvol nie, maar dit was dit het gegaan basies oor na die wêreldoorlog, nuclear war, dan global warming, dan smelt die ys in die see stoot oor Kaapstad en stoot op by tot voor die Bloemendaal Hotel. En het sy die beachfront. Die Bloemendaal Beach Hotel, en dan is Kaapstad 'n nuwe Atlantis. En en daai in die rock opera arriveer Bill Clinton met sy boot, want Amerika se het ook gesak. En hy het 'n hond met die naam van Saddam. So Saddam Hussein, daai tyd was Saddam Hussein. So ons naam Saddam. En hulle sit in die Bloemendaal Beach Hotel se bar en drink. by want dit is al, hy vertel nie dat hy nog 'n groot president was en niemand glo sy kak stories nie, maar is Bill Clinton, jy weet. En so ons Saddam daar sit. Dis baie anyway. So vanaf soos die ewige lewe polis kom van daai idees af en ook die eksperiment. Jy noem nou so van jy het nou om jou boek vol te maak het jy uit jou argiewe uit gaan krap en van die lekkerder gegryp. Nou kom die vraag na vore, hoe lank het jy gevat om hierdie boek aan mekaar te slaan as jy nou van jou argiewe ook uitgehaal het? Nee, ek het dit binne 'n maand gedoen. Binne 'n maand? Ja, daar was genoeg kortverhale met binne 'n maand. Ek het so 3 bygeskryf. Soos byvoorbeeld toe Kom die Wolf. Daai het ek gelees. Hy's ook net so rukker. Ja, en Dead End Dreams. En omdat ek in die musiekbedryf is, in die event, in die entertainmentbedryf, het ek het al baie wannabes in my lewe teëgekom en dis is wonderlik, iemand wil 'n musikant wees, hy wil bekend wees, en hulle eenvoudig baie van die ouens het eenvoudig net nie genoeg talent nie, maar hulle try hard en so aan. Dead End Dreams is maar baie so 'n storie waar 'n ou nou graag dit wou doen en toe vergaan die wêreld. En hy's alleen en altyd daai om te luister. Is Jonita Du Plessis se grootste treffers. net om 'n bietjie in konteks, is hierdie ou is 'n rocker. Hy's 'n metal. Hy's 'n metalhort en hy like sy punk rock en al die goed en die enigste musiek wat hy het is Anti-Juanita se beste hits. Ja, Mengel Muscardus. Maak vir 'n baie goeie lied. Hy's in die hel. Hoor die water as 'n motief. Water in jou boek speel amper af as 'n karakter. Sal ek sê. Water gee lewe, nee. Water gee die lewe. Water gee vergifnis, water gee lewe. Water is lewe. Jy is water. Jy is 70% water. Ja, so jy is water. So dis wat my eerste storie so sad is, want dan is die water nie. En as jy water op is in jou siel, as jy water op is wat jy drink, as jy water op is, dan is dit basies naby aan die einde, maar daar is tog hoop. Hulle is ook die boer, baie mense is ook die boer wat amper 'n soort van Messias is, want toe daar nog boere was daar kos en daar was water. So dit is bietjie donker, maar dit is ook nie so onrealisties nie. As jy kyk mense wat boere vermoor en dink weet dit gaan hulle probleme oplos. Nee, dit is nie. Dit gaan dit net vererger en hulle mense word blameer, die mense wat eintlik iets doen word blameer vir die ander ouens wat steel en verduister en dan scapegoat soek en dan glo die arme mense die mense en dan tot almal weg is en dan gaan almal die boer soek, soos ek soek die boer. Waar is die boer? Ja, die Messias, waar is hy? Jy spring my eintlik voor, want my volgende vraag was gewees juis oor die boer as Messias figuur. So ek dink dit som dit werklik baie mooi op, Hein. Ja. Regtig. En realiteite van die stand van sake van goed wat werklik in Suid-Afrika gebeur. Ja, ek het 'n bietjie van 'n protagonis en 'n antagonis wat so half rondflou daar in die boek. Een is 'n bietjie van 'n serial killer, ander is 'n ou wat net probeer oorleef en hulle moet mekaar in die kosmiese polvader. Dis 'n verhaal oor
oor die kosmos en soms watter kant karma toe gaan of watter kant toe die kosmos jou trek om miskien vir jou 'n les of 2 te leer. Ja. Miskien oorleef jy nie die les nie, miskien oorleef jy wel die les. Dit is Ekskuus tog, 'n ander ding wat ook baie in jou boek na vore kom is die natuur en hoe die natuur weer oorvat. terugveg, ja. Ja, terugveg en weer hervat wat ons as mens plat gemaak het en aangegaan het. Nou, dit gesê, ons sien die natuur wen. Hoe het jy die perspektief benader? Wat was jou gedagtes agter dit gewees? Kyk, wat gebeur is nie, as jy 'n plek oorbevolk en al die bronne uitput en die water bestoedel, dan gaan daar nie meer kos en water wees en dan gaan die mense uitsterf. En dan ons die mense begin uitsterf, begin die natuur weer terugkom. Die water begin skoon raak, die goed begin weer groei, die diertjies kom weer terug. Jy weet, so dit is bewys al dat as mense wegtrek by 'n plek. Dis hoe Afrika in die ou dae gewerk het, want hulle was nomade geweest. So die mense het gebly in 'n omgewing tot hulle al die bronne uitgeput het en dan trek hulle na die volgende omgewing toe. En as hulle 'n paar jaar later terugkom is die omgewing waar die oorspronklik was weer reg. Daar's weer genoeg gras, genoeg diere, genoeg gras vir hulle beeste en goed. So ja, maar deesdae is daar net te veel mense, so die bronne word uitgeput en daar's niks meer oor nie. Dis nog nie heeltemal amper daar nie. Ons beplan nog, die mense beplan daarvoor, maar dit is oral besig om eintlik reg deur die wêreld te gebeur. Te veel mense, te min bronne en dan die aarde, jy kry dit met negatiewe terugvoer. Eventueel sal 'n klomp mense doodgaan as gevolg van swak beplanning en daar sal wel 'n paar oorleef. Weer. Ons het 'n manier om te oorleef, mense. Ons het dalk als het 'n paar wat Mars toe gaan of een ander plek, maar miskien sal 'n paar hier ook oorleef. Ek is seker daar sal 'n paar oorleef. Ons as Suid-Afrikaners, ons het hierdie vermoë om te kan lag oor die onsmaaklike. En ek vind dit ook humor. Dis tog waaroor stand-up comedian gaan. Is om oor die negatiewe te praat en dit in 'n positiewe lig, nie in 'n positiewe lig, dit is dalk die verkeerde benaming, maar om dit smaakvol te kan maak en die waarheid te kan oorvertel en dat ons kan lag oor die dinge wat nie goed is nie. En dit bring my nou na jou boek toe. Ek bedoel, jy het hierso so iewats van 'n donker beweging en om die donker roue waarheid oor te vertel sonder om smaakloos te wees en dit nog steeds te hou dat dit die leser aangryp. Hoe het jy daai balans gevind? Donker humor en galge humor is reg Suid-Afrikaans. Dit is, ek meen, die storie Darian Dreams is so sad, sappig is sad, Auntie is sad, maar dit is ontsettende donker humor. Verskriklik. Dit is verskriklik snaaks ook, maar dit is verskriklik hartseer in dieselfde oomblik. Dit is realiteit, dit is en ja, dit is maar wat gebeur is dit mense met hulle eie nonsens wat hulle self situasies laat beland. En goed verkeerd interpreteer, soos die ou in die huis van stilte, wat dink hy word aangeval. So daar's donker humor in alles in die lewe as jy mooi daaroor kyk. Dis hartseer ook, dis verskriklik hartseer. Maar donker humor is daar. Nie al die stories is donker humor nie, maar daar galge humor is essensieel in die lewe, anders gaan jy mal word. As jy nie kan lag oor iets, gaan jy as mense kan lag oor dit nie. Ek stem met jou 100%. Alles is sad en dis hartseer dat jy daaroor moet lag, maar ja, dis maar een van die dinge. In jou boek ook, dan kry die antagonis en die protagonis mekaar hier na die einde se kant. Toe was dit oorspronklik jou beplanning dat hulle met mekaar vind, of het dit maar net van nature so toe gevloei? Nee, glad nie. Ek het dit het gevloei soos water, droë rivierstroom. Die antagonis het ek het aan Roykap en die Wolf gedink. 'n storie, ek het lank terug 'n storie gekyk. The Company of Wolves, 'n Franse weergawe van Roykap. Hier Franse doen ons goed andersom. En waar Roykap se ma vir sê dat ouma sê daar's there be a beast in man, to sê ma vir but there be a beast in woman too. So almal van ons het daai kapasiteit om 'n beest te wees. Ek wil dit nie 'n dier, want mense soms is erger. 'n wolf eet omdat hy honger is. 'n mens doen dit soms vir die pret. Dit is verskriklik. Ja, dis twee wêrelde. So ja, die Roykap storie, toe kom die wolf is nie alkos 'n koppie tee nie, maar dis baie donker humor. As jy lag oor, ja, voel sleg omdat jy lag oor, maar dis eintlik baie snaaks. True story. True story. Die boek waarskuwing, of is dit 'n spieelbeeld? As jy nou kyk na jou boek,
Probeer jy waarsku of probeer jy weerspieël wat op die oomblik in die wêreld aangaan of in beide. Suid-Afrika aangaan? Beide, dis waarskuwing en weerspieëling en profeties van aard, want daai goed dit gebeur. Ja, dit is klaar oral is daar van elemente van dit wat klaar gebeur. Aha. Jy weet, so dis ek wil nie sê dis negatief, ek kyk maar daarna, dis fun, dis nie alkohol se koppie tee hierdie nie, dis definitief nie vir onder 18s nie. Nee, ek sê kon nie. En ja, lees maar met 'n oop kop. Love it or hate it. Die boek is daar en dankie vir almal wat dit gaan koop en ondersteun. My volgende boek se naam is Ja. Sien ek twee. Daar's twee boeke wat ek aan werk. Een se naam is Fotos en die ander een se naam is Nagstukkies. Nagstukkies. Ja, dit gaan oor soos ou Solly Osserweg en daai klomp Marie Jansson se dagstukkies. Aha. Doen ek die teempool. Ek doen die nagstukkies. So dit bring my na my volgende vraag toe. Is dit dan nou die einde van Water se wêreld? En hierdie boeke wat jy nou doen, gaan hulle aanknoop hierby of is dit heeltemal nuwe wêreld? Nee, is 'n nuwe wêreld. Ja. Wow. Ek sien uit vir daai en ook Hein. Jy's vinnig op my. Dan is daar een verhaal met 'n bietjie van 'n byt in hom. Dit dan nou gesê die storie sonder sonder nou om te veel weg te gee, sonder om 'n spoiler te wees. Hoekom voel jy is daardie een storie die een met die skop? Jo, jy sal alles maar self moet lees. So okay, dit gaan te veel. Dis die mystery. Dit gaan te veel weg. Die mystery is hulle moet daai een self uitfigure. Want baie stories gaan meer vir aanhou meer skop as 'n ander so 'n ander dame. As ons nou 'n bietjie kyk na jou skryfstyl en mens kan eintlik as ek hierdie boek lees dan lees ek hom in jou stem. Ek hoor jou stem in my kop as ek hierdie boek lees. Dankie. As ons kyk na jou skryfstyl, hoe weet jy? Kort verhale is veronderstel om kort te wees. Hoe weet jy waar's die einde van 'n kort verhaal? Hy sê vir jou. Ja, hy sê vir jou, dis genoeg. Dis genoeg op hierso, ja. Ja, want mens moet tog 'n bietjie los Ja. vir die leser ook om die wêreld verder te kan maak, dink ek. Ja, kyk, ek dink baie visueel en ek dink in 'n wêreld waar goed vinnig beweeg. As jy televisie en films kyk, dan sien jy dit is nie 'n lang proses nie. Dit is hier daar en as dit oor. Ja, hy sê vir jou, dis genoeg. Dis genoeg. Hier is die draaipunt, hier is die twist. Jy weet so dan. Ja. En sê vir my, vir wie jy hierdie boek geskryf? Wie is die ideale leser? Wie sal jy sê moet hierdie boek lees? Ek dink persoonlik almal moet dit lees oor 18, want jy moet kyk na jouself. Hoor wat hy sê. En Ek dink persoonlik almal moet dit lees wat boor 18 is. Die toekomsblikke. Of jy nou van hou of nie, ek dink jy moet dit lees. Is maar so spinasie is goed vir jou. Of sleg vir jou. As jy dalk 'n nierstene kry van spinasie is dit sleg vir jou. Hein en dan jou publiseerder Naledi. Hoe was dit gewees om met hulle te werk? Baie maklik. Maklik, niks bloed, sweet en trane nie. Nee, die ou ek het mos ek koos het gesê ek moet hom stuur en toe lees hy dit en hy het my laat weet hy wil die boek hê. Hy sê want Koos is reg, hy sê kon nie goed baie snaaks. Ek het vir Koos van die humor goed laat lees. O ja. So donker humor en Koos het dinge skryf en dis tog en jy het ook dinge skryf. So dit nogal ek het regtig 'n goeie aanbeveling gekry van Koos Kombuis, jy weet. Ja, dis 'n lekker chip op die skouer want hy is tog in sy ou danigheid ook 'n Ja, hy skryf ook hy skryf ook donker en oulik en humor. Hy het ook baie donker humor in. Want hy is so 'n stukkie seks, drugs en boere musiek en waar hy tussen Nederland en België daar noem hy dit gaan vang hy 'n plaaskak. Nee, baie goed. Jy het vroeër in die gesprek genoem jy het jou een boek vertaal toe na Afrikaans toe. Een kort verhaal, ja. Een kort verhaal vertaal na Afrikaans. Nou wat beteken dit vir jou om in Afrikaans te skryf? En is daar enige iets verwerkings wat jy graag in Engels wil doen? Nee, ek kies om Afrikaans te skryf want dis maar my moedertaal, maar die ding is Engels is 'n groter mark. Dis wat White Day initieel geskryf het vir die so veel anders in die Ron Hubbard science fiction kompetisie in die 90s gewees. In Engeland. So ek moes maar in Engels skryf, maar hy werk in Afrikaans en hy werk in Suid-Afrika. Hy is eintlik in die Suid-Afrikaanse konteks geskryf oorspronklik. Ek het by die strand gesit en gekyk na die Robbe Eiland van die strand af en toe White Day by my opgekom as 'n storie. Maar dis ook maar 'n storie met 'n verskriklike twist en maar ek voorsien in die toekoms. Dis goed dat al in die verlede alreeds gebeur het sulke goed al gebeur. Ek voorsien in die toekoms dat goed so scenario's soos White Day weer sal afspeel. Ja, dit is op pad op 'n stadium. Die wêreld is mal genoeg daarvoor.
Ek gaan nie met jou stry daaroor nie. Mm. Dis vinnige en verligtende vragies. As jy nou in hierdie post-apocalyptic Mad Max wêreld sou moes gebly het, wat sal die eerste ding wees wat jy sou steel, bou of ruil? 'n watertank. 'n Watertank. En dan, wie oorleef langer? Iemand wat 'n universiteitsgraad het of iemand wat net weet hoe om biltong te maak? Die biltongmaker. Die biltongmaker. Ek Mm. stem saam met jou. Ek stem saam met jou. Hein, waar kan die mense jou boek kry? Man, die boek Ontsnapping, ek noem dit Ontsnapping, is by Nallen, Afrikaanse Letterkundige Museum. Aha. 6:00 donderdag, dis 5:30 vir 6:00. Daar's nog 'n paar plekkies oor. Almal is welkom. Daar is kos en drank, wyn en koeldrank en snacks. Die boek is beskikbaar daar en dan is die boek aanlyn beskikbaar ook by Okay. Naledi. Ek kan op By hulle Naledi. webwerf gaan is ons. En dan julle kan my ook bel. Ek het hulle het my 'n hele paar kopieë gestuur. So ek kan met my ook die boek En hulle koop. hulle kan jou op die Aasvol Klub se Facebook Ja, kan hulle jou of my, nommer ja, kry. of my nommer, ek my nommer ook vir die mense gee. Hein, nou ja, dis nou 'n storielyn hierdie hoor. Dit is nou 'n verhaal hierdie. Sluitende vragie, closing thoughts, enigiets wat ek gemis het wat jy dalk graag nog moes met ons wil deel oor die boek of dalk 'n toekomsvisie oor die boek. Ietsie van daai aard. Ek dink as jy die boek lees, alles beweeg vinnig hoor. So probeer hom stadig lees. Die elemente beweeg vinnig. En baie keer gaan jy hom 'n verhaal gelees het, dan moet jy hom nog 'n keer lees want alles beweeg vinnig in die boek. So ja, ek wil sê lees die boek, geniet hom. Moenie dat dit jou ontstel nie. Probeer die waarde in die les daarin sien en die humor. Ja. En as jy net dink die twist kom in, dan kom hy en dan staan nog een en nog een. Ja, Nee, ja. dit is werklik, dit maak vir 'n lekker En lees. as jy sielkundige skade opdoen as gevolg van die boek, Onthou net, kom jy Aasvol Klub toe, ek koop jou 'n dop. Moet beter dit laat voel. Ja, ek wou nou gesê jy betaal nie vir die berading nie. Ja, dis nou vir jou 'n rou Suid-Afrikaanse Mad Max proposal boek om te lees hierdie en ek wens jou alles van die beste toe Ag, dankie, met Jean, ek jou waardeer boekvrystelling wat nog voorkom en I'm a watch this space. Ek sal graag weer so oor. Kom ons gee 'n paar maande dan sal ek jou weer hier wil hê dan kan ons weer net bietjie Opvolg. 'n recap vat. Dit sal baie cool wees. 'n nightcap vat. 'n Nightcap vat. 'n nightcap recap. Lekker galg humor. Hein, baie dankie vir jou. Hey, Jean. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou malligheid wie jy is en dan ook dankie vir daai malligheid wat jy vir ons hier ingedruk het. Ek het net mooi dinge om hieroor te sê. Baie dankie man, ek Ja. waardeer jou tyd en jou moeite. Dankie familie FM en dankie vir Bloemfontein en al my vriende en familie. Ja, en Fans. Chris en Penny. En selfs die mense wat my dood wens asof wat my haat. Dankie vir julle ook. Waardeer. Koop die boek. Koop die boek. Okay, bye. Bye.